Ons oudste seun Henry is hier agter besig met karate. En as jy mooi luister, hoor jy die sensei se instruksies en sien dan hoe die studente sy stem en instruksie volg. Want sukses is gekoppel aan die vermoë om te doen wat gevra word. En so is dit ook in 'n mate met die woord van God. Daar is iets kragtigs en teder aan die woorde van Psalm 95. Dit nooi ons nie net tot lofliedere, maar tot 'n diep bewuswording van wie God is en wie ons is in ons verhouding met hom. In 'n wêreld vol afleiding en selfgerigtheid herinner hierdie Psalm ons daaraan, aanbidding is meer as sang, dit is gehoorsaamheid. Dit is meer as buig, dit is om te luister. Kom ons ontdek saam wat dit beteken om werklik te leef as God se kudde, as God se gemeente, as sy liggaam en as sy netwerk, geliefd, versorg en geroep om te volg. Psalm 95 vers 6 tot 7 sê, kom, ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper, hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape en sy hand versorg ons. Psalm 95 begin met lofgesange, maar dit eindig met 'n waarskuwing, dat aanbidding leeg raak wanneer dit nie gepaard gaan met gehoorsaamheid nie. Dit herinner ons daaraan dat God nie net ons liedere soek nie, maar ons lewens wat luister na sy stem en hom volg in elke aspek van elke dag. Die beeld van God as herder en ons as sy skape is deurlopend deur die woord van God. Psalm 23 en in Johannes 10 vers 27 wat sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Maar dit is juis waar die uitdaging lê, om sy stem te ken tussen al die geraas van die wêreld en dan te luister met oorgawe. C.S. Lewis het eens gesê, obedience is the key to all doors. We might think that God wanted simply obedience to a set of rules, whereas he really wants people of a particular sort. Ons geloof moet 'n melodie wees wat sigbaar en hoorbaar is in ons dade, hoe ons liefhet, hoe ons werk, hoe ons vergewe en hoe ons getuig na die wêreld toe. God nooi jou vandag uit. Kom kniel, kom luister, kom leef, want jy is deel van sy kudde. Hy het jou uniek gemaak en aan jou sy gees gegee. Wees vandag ingestel om sy stem te hoor en sy wil te doen, daar waar hy jou geplaas het. Here, U is my skepper en my herder. Leer my om stil te word en U stem te hoor. Gee my 'n hart wat luister en gehoorsaam leef, sodat my lof vir U nie net woorde is nie, maar 'n lewe van aanbidding. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy werklik waar God se stem hoor. 'n Geseënde naweek en gaan deel gerus hierdie boodskap met hulle wat soms sukkel om God se woord en sy stem te hoor. Tot volgende keer. Totsiens.